Goeiemôre, dit is vir my heerlik om jou weer te verwelkom by die oggenddiens in Janiemand Park. En my gebed vir jou is dat jy in die naam van Jesus Christus vanoggend deur die werking van die Gees die teenwoordigheid van ons Here sal beleef. Amen. Ons gaan lied 450 uit die liedboek sing, 'n lied waarmee ons erken dat ons die grootheid en die heerlikheid van die Here glad nie met ons woorde kan vasvang nie. Lied 450 sê, Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons ooit in mensetaal die heerlikheid kan besing? Ons sing die 2 verse saam. Trouwe Vader wat in die hemel is, Here, saam met die lied wat ons gesing het, erken ons dat U onverwoordbaar groot is. Dat U majesteit strek so ver as wat ons oog kan kyk en veel verder. Here, dat U die God is wat gister was, vandag is en tot in die toekoms sal wees. Maar Here, ons bely dat U die Here is wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, en dat U in ons die goeie werk wat U begin het, end uit sal voer. Daarom, Here, in hierdie oggend is ons oog gerig op U, soos wat die hand van 'n diensknegt gerig is op die hand van sy Heer. Vader, ons bid dat ons vanoggend U sal hoor praat met ons. Uit die brief aan Pergamum hoor ons U ferm, harde, vermanende stem. Spreek dan, Here, dat ons ook sal hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente wil sê. In Jesus se naam. Amen. Ons lees vanoggend die brief aan Pergamum, die 3de van die 7 briewe aan die gemeentes in Openbaring. Voordat Alexander die Grote Pergamum verower het en dit in 'n militêre vesting omskep het, was Pergamum 'n toonaangewende stad. 'n Akropolis is in die 2de eeu voor Christus daar gebou, saam met 'n tempel vir die godin Athene en 'n reuse altaar vir die afgod Zeus, en ook 'n biblioteek met meer as 200.000 boekrolle is ook daar gevestig. Pergamum het bekend gestaan as die sentrum van geleerdheid. Kom ons lees die brief aan die gemeente in hierdie imposante stad saam. Ons lees Openbaring 2, daarvan vers 12 tot 17. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met 2 snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle, waar die Satan bly nie.
Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk van Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedryf het. So is daar dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek na julle toe en ek sal daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Dit lyk vir my asof die Here in hierdie paar verse vir die gemeente in Pergamum wil sê, bly aan my getrou, al gaan dit woes om jou. Na die Here se selfaankondiging as die een wat die skerp swaard met die twee kante het, sê hy, ek ken die plek waar julle bly. Pergamum was die setel van die Romeinse regering in hierdie groot provinsie Asië, byna soos Pretoria, die uitvoerende hoofstad van Suid-Afrika. Pergamum was die middelpunt van die staatsdiens destyds. En hierdie strategies geografiese posisie van Pergamum het dit besonder geskik gemaak as 'n kultiese sentrum waarheen die mense gestroom het om hulle godsdienst te kom bedryf. Mense sou ook kon sê dat Pergamum die destydse staatsgodsdienste sentrum was. Maar meer as dit sou 'n mens kon sê, Pergamum was die hoofstad van afgoderry genoem destyds. Talle afgodsbeelde daar gebruik. Daar was verskeie tempels in die stad gebou, onder andere 'n tempel vir die keiser aanbidding vir Augustus. Maar belangriker, in die middel van die stad het 'n groot beeld van die afgod Zeus gebruik. Die Zeus tempel was waarskynlik die rede waarom vers 13 sê dat Pergamum julle woon daar waar die troon van die Satan is. Die eerste sin van vers 13 sê eintlik ontsettend baie. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is, maar ek ken die plek waar julle bly. Miskien moet ons eerste die troos van hierdie opmerking van ons Here raak sien en raak hoor. Die Here sê, ek weet presies in watter moeilike omstandighede julle bly en werk en kerk is. Hy sê ek weet dat julle in baie gevalle een kant toe geskuif is. Dat julle nie meer vir werk en aanmerking kom nie. Maar omdat ek weet onder watter moeilike omstandighede julle kerk is, sê ek dit nie om daardeur my standaard vir Christen wees te verlaag nie, maar ek sê dit bloot omdat ek julle nood so goed verstaan. Ek verstaan die druk om onder heidene te leef, om te midde van goddelose feeste te leef. Ek besef hoe pynlik dit is dat julle uitgeskei word en dat julle verwerp is. En eintlik, vriende, bied hierdie brief aan Pergamum vir gelowiges vandag nog troos. Want party gelowiges werk onder geweldige moeilike omstandighede. Kan 'n mens maar sê, waarskynlik vandag onder die moeilikste omstandighede in ons land nog ooit, vanweë die impak wat die COVID-19 pandemie op personeel en werksomstandighede het. Rondom ons is daar kollegas wat roekeloos en goddeloos is, wat selfs die Christelike geloof en die Christelike waardes bespot. Sê die Here, ek weet dat dit eensaam kan wees as mense so oor jou godsdiens reageer. En tog is dit wonderlik om te weet
dat die Here sê, ek weet presies waar julle werk. Ander, sê die Here, verstaan ek, is in 'n moeilike huwelik vasgevang. Hulle lewensmaat is ongelowig, selfs vyandig. Dan troos die Here as hy sê, ek weet van jou huwelik, van jou gesinslewe, van jou kinders en jou finansies. Hy ken elkeen se omstandighede. Hy ken my moeilike hoof. Hy ken daai vals medewerker. Hy weet van jou probleemkind, van jou roekelose man en jou ontroue vrou. Dit is die troos van ek weet waar jy woon. Christene wat hulle in moeilike gesins- of werksomstandighede bevind, is dikwels in die versoeking om ter wille van aanvaarding maar kompromie aan te gaan. Sê vir hulle self, ek sal maar so 'n bietjie kan toegee. Ek sal van my beginsels prys gee en ook saam met die ander 'n bietjie pret hê. En tog mag dit nie. Dit is wanneer jy spreekwoordelik op die troon van die Satan kan offer. Die brief aan Pergamum sê gewoon, gelowiges, wees gewaarsku, want naas die troostvolle opmerking dat die Here weet waar hulle woon, bevat dieselfde vers tog ook 'n woord van waarskuwing. Die gemeente is waar die troon van Satan is. Die gemeente leef op 'n gevaarlike plek. Hierdie woorde van die Here verwys waarskynlik na die fanatieke afgodsdiens en die keiseraanbidding en dat voor Zeus gebuig word. In alle geval is daar iemand anders op die troon as God alleen wat aanbid word. Natuurlik oefen so heidense stad groot invloed op sy inwoners uit. Die invloed kan ook oorspoel na die klein Christelike gemeentetjie in Pergamum. Hulle is onder sulke geweldige druk om ter wille van vrede en aanvaarding en oorlewing maar by alles in te val. Hulle kan as gevolg van die druk begin wonder, wat sal so 'n bietjie wierook nou saak maak? 'n Bietjie vrolikheid saam met al die ander kan tog nie skade doen nie, want immers so kry ons rus en vrede. Maar die reaksie in die gemeente lyk vir my was nie eenvormig nie. Sommige het getrou gebly aan hulle geloof in Christus en ander het rustig meegedoen en alles geniet wat die stad hulle kon bied. Hulle het maar aan die heidense feeste deelgeneem, want hulle het geweet as ons dit nie doen nie, word ons vervolg en verban, selfs vermoor. Die waarskuwing, ek weet waar julle bly, lê daarin dat die Here nie huiwer om afgodsdiens as die troon van die Satan te ontmasker nie. Dis nie gewoon maar 'n saak van 'n bietjie wierook hier en 'n bietjie feeslikheid daar nie. Die Here sê dit gaan om te buig voor 'n vreemde troon. Want naderhand het almal dieselfde gelyk en dieselfde gedoen, dat die kerk ook maar soos die wêreld gelyk het. 'n Troostvolle woord, 'n waarskuwende woord, maar gelukkig prys die Here die gemeente ook in vers 13, prys hy hulle vir hulle getrouheid. Tog bly julle aan my naam getrou. Julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs toe daar fisieke vervolging was, het julle aan my julle God getrou gebly. Julle het bly glo en bly dien en bly die regte ding doen. Die brief verwys na Antipas, van wie ons nie veel verder weet nie, maar dat hy dood is waarskynlik as gevolg van sy geloofsgetrouheid. En dit moes die gemeente geskit het. Maar mens moet tog ook erken, wat 'n mooi getuigskrif vir 'n gemeente, wat 'n roerende voorbeeld in 'n gemeente, wat hulle ook gehelp het om met hulle toewyding aan die Here net voort te gaan en aan te hou.
Maar soos in elke brief, is daar 'n volgende deel in die brief wat die mense laat stil word. Want die toon in die brief verander. Die Here sê, ek het 'n paar dinge teen julle. Presies sê hy 2 dinge. En hy noem 2 name. Die name van die Biliamiete en die Nikolaïte. Die Here sê in vers 14 en 15, julle het mense daar wat vir Biliam aanhang. So is daar onder julle mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Biliam was destyds verantwoordelik vir afgodsoffers en onsedelikheid in die Ou Testament. Ons lees daarvan in Numeri 25. Dieselfde gebeur nou in Pergamum. Die invloed van die heidendom het so sterk op gelowiges ingewerk, hulle toegegee en volgens hierdie leer van die Biliamiete en die Nikolaïte kon hulle maar net aangaan, want as jy bekeer is, maak sonde nie meer saak nie. Jy kan maar afgodsoffers eet, jy kan maar die afgode vereer, jy kan maar wierook brand en selfs hoereer, want volgens hierdie 2 manne se leer, hulle dwaalleer, het niks meer saak gemaak nie. Jy's bekeer, jy gaan hemel toe, die genade bedek alles. En die mense het van hierdie dwaalleer gehou, want dit het gekeer dat hulle nie sosiaal uitgesluit word. En baie Christene doen dieselfde vandag. Hulle vra hulle self af, wat maak dit nou saak as ek 'n bietjie ontrou is? Wat maak 'n verkeerde verhouding regtig saak? Wat maak 'n bietjie liefdeloosheid, 'n bietjie rasisme, 'n bietjie kwaad praat en 'n skurwe grappie nou en dan werklik saak? Is dit so ernstig? Daar kan 'n goeie saak daarvoor uitgemaak word dat ons tans in 'n situasie is waar die aanslag op die Christelike geloof nie minder vel is as destyds in Pergamum nie. Trouwens, dis nie onwaarskynlik dat die aggressie van die moderne heidendom steeds sterker voelbaar word en dit al moeiliker word vir gelowiges om rein en 'n suiwer lewe te leef. Sommige van die moderne afgode het hulle imposante tempels onder ons in ons hedendaagse samelewing gebou. En hulle is al so oud en kom 'n lang pad met ons saam, dat ons hulle eintlik nie meer herken vir wie hulle is nie. Kom ons noem hierdie moderne afgode vir 'n slag weer by hulle naam. Een van hulle se naam is materialisme. 'n dolle gejaag na goed en geld is byvoorbeeld nie net 'n hedendaagse verskynsel nie. COVID-19 het eintlik gewys hoe feilbaar en onbetroubaar hierdie materialisme as afgod is en hoe vinnig alles deur jou vingers glip en hoe min jy oorhou. Die ander god van ons dag kan ons intellektualisme noem. Die feitelike aanbidding van die mense intellektuele vermoë, soos dit uitdrukking kom in die wetenskap en die tegnologie, word al duideliker en duideliker. En veral in die media word ons steeds bewus van 'n sterker wordende aggressie teen die Christendom en hulle sogenaamde oudtydse standpunte. Hierdie afgod van die intellektualisme maak sy stem sterker en sterker. En soms is die aggressie van die afgode meer subtiel. In hierdie postmoderne wêreld waarin ons leef, het alles relatief geword. Is relativisme die wagwoord? Word dinge gryserig, met geen swart of wit, geen duidelike reg of verkeerd meer nie. Ook in die sake van geloof en die sedelike lewe is niks meer wit of swart nie. En ongelukkig is die antwoord van baie gelowiges op hierdie afgode se roepstem die van 'n kompromie.
sonder onderskeidingsvermoë word saam geëet aan die afgodsvleis van die nuwe afgode. Daar word saam gesing in die koor van relativiteit. Sekerhede verdwyn, ook wat kardinale geloofsake aanbetref en etiese kwessies. Die maagdelike geboorte, die opstanding, die hemelvaart, aborsie. En tog sê die Here in vers 16, maar dit mag nie. Bekeer julle, anders kom ek na julle toe en ek sal daai mense wat hierdie afgode aanhang met die swaard van my mond bestry. Let daarop, hy praat met die hele gemeente. Die hele lou gemeente wat lustig in die koor van die wêreld begin sing het. Dis asof die Here sê, julle is skuldig. Julle mag nie sulke mense duld, mense wat die naam van die Here onteer nie. Want niemand kan twee Here dien nie, want die een word altyd afgeskeep. Die Here sê hier, die gemeente moet optree teen mense wat verkeerd doen. Want as julle dit nie doen nie, as die gemeente dit nie doen nie, sal ek self optree. Ek kom met die swaard wat in my mond is. Ek tree self op. Dit lyk tog vir my of hier staan, elke gemeente moet kyk, elke gelowige moet kyk, of hy nie duld dit wat die naam van die Here oneer aandoen nie. Want ek dink ons moet dit binne rekening hou. Wanneer mense openlik verkeerd optree, is dit nie net hulle wat skuldig is nie, mense rondom hulle, die gemeente is skuldig, want as hulle nie praat nie, hoe kan die mense net los om aan te hou, om te doen wat verkeerd is? Die kerk moet die dissipline wat die woord ons leer, toepas, die Here sê, want as julle dit nie doen nie, sal ek dit doen. By die wederkoms of dalk veel voor die wederkoms, maar ek sal na julle toe kom met die swaard van my mond. En ten spyte van baie misverstande deur die eeue heen oor watter genesende middels aangewend moet word om 'n gemeente uit hierdie kommerwekkende toestand te ruk, kan die sentrale rol van die woord en die verkondiging van die woord nie oorbeklemtoon word nie. Vir skrifgetroue, geesvervulde prediking is daar nie 'n plaasvervanger nie. Die Gees van Christus se antwoord op die situasie in Pergamum is besonder opvallend. Die Here sê, ek kom met die swaard met die twee snykante. In vers 16 sê hy, die swaard wat uit die mond van die seun van die mens kom. Dis die woord van God wat hier ter sprake is, spesifiek soos die prediking van die woord gestalte kry. Die twee snykante van hierdie swaard verwys na die indringende krag van die woord wat bedoelings van die hart en die gedagtes beoordeel. Ons lees daarvan ook in Hebreërs 4. Juis omdat dit in die gemeente van Pergamum gegaan is soos dit gegaan het, met kompromieë in toegewings en 'n saamdoen met alles wat aan die gang is, was dit nodig dat die Here in hierdie brief vir die leraar van die gemeente vir hom as dit ware oproep tot 'n kompromislose, verontrustende verkondiging van die woord van die Here. Dit is opvallend dat die eerste tekens van 'n gemeente wat bereid is tot kompromieë in die prediking aanmeld, veral deur dit wat verswyg word en die onbereidheid om aan te spreek wat aangespreek moet word. Die prediking word as dit ware 'n stomp swaard. Nie net in die gemeente nie, maar ook op die markplein en in die samelewing. Naas hierdie ontstellende, vermaanende woord, bevat die brief aan Pergamum ook
die waarheid dat getrouheid beloon word, sê die Here. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, maak die Here 2 beloftes in vers 17. Hulle sal die verborge manna eet en hulle sal 'n spierwit klippie ontvang. Die belofte van die verborge manna verwys na 'n ou Joodse legende. Ons onthou dat die Here vir Moses destyds met die trek in die woestyn opdrag gegee het om 'n kruik van die manna in die verbondsark te sit, sodat Israel deurlopend daaraan herinner kan word aan die wonderlike manier waarop die Here in die woestyn gevoed en versorg het. Die legende vertel dat toe die tempel eeue later verwoes is, Jeremia hierdie kruik by die manna geneem het en dit iewers in 'n spilonk weggesteek het. En die mooi verwagting, sê die legende, vir die Joodse volk was dat wanneer die Messias weer kom, hy hierdie kruik uit die spilonk sal neem en sy honger en verdrukte volk voed, hulle natuurlik, liggaamlik en geestelik voed. Ons hoor hierin die belofte dat Jesus se volgelinge nooit weer honger sal word nie. Hulle sal volledig versorg wees soos Israel met die manna destyds in die woestyn, want hy is die brood van die lewe. En elkeen wat die brood van die lewe eet sal nooit weer honger word nie. En die tweede belofte gaan oor hierdie spierwit klippie. Daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Daar's nou so baie verklaringe vir hierdie klippies gegee en die mees waarskynlike verklaring is waarskynlik oor 'n destydse gebruik in die Griekse wêreld van vriendskapsklippies. As jy aan 'n persoon jou wit vriendskapsklippie gee, waarop sekere letters geskrywe staan wat net hy ken, beteken dit dat jy hom die gasvryheid van jou huis aanbied. En as hy hierdie klippie vat, is dit sy toegang na jou huis en jou tafel en jou familie. Dit was destyds 'n statussymbool om soveel as moontlik van hierdie beklippies bymekaar te maak en veral van belangrike mense. Nou sê die Here, ek gee aan jou my vriendskapsklippie. Julle wat so baie van julle klippies moes teruggee, omdat julle aan my naam getrou gebly het, omdat julle nie die keiser wou aanbid nie, ek gee vir julle my vriendskapsklippie. En is baie meer werd as die aardse vriendskapsklippies. Ek ken die plek waar julle bly. Ek weet van die gevolge en julle vrese, omdat julle gelowige bly het. Ek weet dat julle in sekere huise lankal nie meer welkom is nie, en dat julle ter wille van my naam baie van julle vriende verloor het. Maar moenie daaroor ontstel wees nie. Dis 'n klein verlies, en dis van korte duur, want ek gee vir julle my wit klippie. My huis maak ek vir julle oop. Ek nooi julle na my tafel toe. En wanneer die feesmaaltye van hierdie wêreld ten einde loop, wanneer sy vreugdes ophou, wanneer hierdie klippies verlore geraak het, sal my fees maar net begin. Sal julle blydskap ook maar net begin, terwyl julle klippies nooit sal vergaan nie. Al gaan dit om jou woes, bly aan my getrou. Amen. Troue Vader wat in die hemel is, Here, ons kan so sterk met die gemeente in Pergamum identifiseer. Want ons ken dit, Here, om vriende te verloor, omdat ons aan u woord vashou. Here, ons weet van ongewild wees, omdat ons sogenaamd oudtyds en volgens u woord leef.
Here, ons hoor u vermaning, dat ons nie mag duld as mense u naam onteer. Ons hoor, Here, dat ons verantwoordelik gehou sal word, as ons nie optree nie. Maar Here, ons hoor ook u woord van erkenning, omdat julle aan my getrou gebly het. Dankie vir u belofte van versorging, dat u huis vir ons oopmaak, dat ons die brood van die lewe mag eet. Ons eer u daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan met 'n baie besondere lied afsluit, wat ons nie so dikwels meer sing nie. Liedboek 601 wat sê, die wat die Here wil dien, het 'n nuwe toekoms. Ons sing van lied 601 vers 1, 3 en 5. Mag nou die genade van God ons Vader en die liefde van Jesus en die troue nabyheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Geniet 'n heerlike Sondag en groete tot ons mekaar volgende week weer sien.